ons is nou hier by Koosjebær buite Belfast en hy background self sy borane hier op die plaas en dan sit dit deur sy abattoir en daar verkoop hy dit. Ja, ons kom nou van Gideon af. Gideon se stelsel is nou 'n bietjie anders van joune. Hoe lank is jou plan hoe lank wil jy hom op die backgrounding hê op die veld hê vir jy 'n kalfslag? Wat ek gedoen het, ek het maar altyd my kalvers teruggehou. En dan het ek hulle oor winter, dan het ek hulle somer deurgevat op die veld en hulle omtrent so 870, 280 kg. En dan het ek hulle in die voerkraal gesit en ek het gevoer, maar ek dink wat ek wil doen is ek wil my proses bietjie langer maak. Ek wil ten minste die kalf hou 2 somers. Kom maar op neer dat ek hulle gaan 30 maande hou by my, dan skat ek so 350 tot 370 kg lewendig wat hulle gaan weeg en dan wil ek hulle voer. So waar die booraan nou maar in hierdie stelsel inpas is, ek meen hy wissel obviously 'n bietjie later as normaalweg. Ja, ek skat dit by ondervinding is hy gaan seker so van 22 tot 24 maande gaan hy wissel, ja. Na AB toe. Ja, AB toe, waar jou ander meer jou Europese rasse is meer op 15 maande wat hy wissel. Alke begin wissel. Ja. Ja, ek kan nie vandag met die diervoerpryse kan ek verseker nie sien hoe gaan jy dit maak sonder backgrounding nie. As jy nie backgrounding gaan maar bepaal jou sukses. Wat is jou basis? Is maar kruisras boorane. Okay. Ek het die afgelope 8 jaar gebruik ek seker maar net booranbulle, ja. Probeer my troppe so 250 by 100 maak in 'n trop. En as ek sien hulle bewy hom nie goed nie of daar bly gras oor dan ek moet nou maar net begin kampe span en my kampe kleiner maak, maar verseker het ek my draagkrag begin verhoog daardeur. Ja. En dit pas my baie goed, ja. So dit is baie suur hier. Ja, baie suur wêreld, baie hoë reënval. Ons is baie hoog. Jou ondervinding met hulle in die voerkraal, ek dink mortaliteit weet ons is baie laag, maar ja. Jou gemiddelde daaglikse groei is jy tevrede met dit wat hulle doen? Ja, kyk, jy moet onthou omdat ek bietjie in kampe en goed voer, 10 hektar kampe en goed. Ja. Is my voeromsetverhouding sal nie so goed wees soos binne in 'n voerkraal waar hulle vaskeer nie. Ja. Maar uit die ander voordeel wat ek het is ek voer so 'n bietjie langer en maar my goed is gesond. Jy weet hulle ek het bittermin siektes. Ek weet nie van pastorella en daai goed nie. Gewoonlik vroeër jare het ek gevoer het binne in krale. Het ek met pastorella ongelooflik gespook. Ek het hierdie jaar 1 bees verloor en dit is met sponsiekte en dit was seker maar nou net 'n klips, maar ja. Ek kan vir jou sê ek het 1 verloor uit seker 350 wat ek op een slag gevoer het. Ja. En die feit is van die saak is as hy op daai ouderdom ingaan in die kraal in, is hy al so sterk, sy spysverteringsstelsel sy rumen is al ontwikkel en hy pas net aan en hy gaan aan, jy weet, en dit is my ook baie belangrik. Wat sê jy van die klassifikasiestelsel van Suid-Afrika? Dink jy dit sal 'n voordeel vir ouens soos wat julle is backgrounders, dink jy dit sal 'n voordeel inbring vir jou? Dit moet tog. Verseker. Ja, ek is 'n baie groot voorstander dat hulle die stelsel moet verander. Ja. Ek dink dit gaan ons pas soos 'n handskoen. Om hierdie kalver te produseer, moet jy mos maar die koeie ook hê. So, wat is jou opinie oor, want ons lê baie klem op ons koeie. Ons sê ons koeie is waar die ouens gaan geld mee maak. Ons koeie uit want hulle is lae onderhoud en lae parasietladings en kropsgebondenheid. Ondervind jy dat die booraan koei of die booraan tipe koei vir jou daai waarde bring? Ja, kom ek sê vir jou so, as ek vat vroeër jare het my pa het hy elke 2 weke gedip. Ek dip, as ek 1 keer 'n jaar nou dip is dit baie. En jy weet, dit maak 'n baie groot verskil. Okay, ek moet ook vir jou sê wat ek ook probeer doen is ek doseer bittermin. Ek dink 1 keer 'n jaar omdat ons hier baie hoog geleë sit ons met lewerslagprobleme. Omdat ons vlei en goed het, moet jy maar vir lewerslag. Jy weet, ek doseer vir lewerslag. Okay, dan doen ek maar die inenting soos 'n sponsiekte en miltsiekte en daai tipe van, maar ek my kalvers ook. Ek doseer my kalvers 2 keer 'n jaar voor ek hulle speen. En ja, ek het omtrent die siektes. Ek wil sommer by jou hoor uit jou oogpunt as 'n wat nou marginale grondboer,
moeilike wêreld en ek meen 'n groot deel van ons land is marginale grond. So 'n aanbeveling wees vir iemand wat soortgelyke sisteme oorweeg, die tipe kalvers wat jy boer en 'n ou in jou posisie wat met een been in die abattoir ook staan. Jy weet, hoe ervaar die abattoir die produk wat jy lewer? Eerstens sal ek sê die feit dat 'n boran pas baie goed in my stelsel in vir die blote feit. Ek doen my backgrounding op die veld. Hulle doen baie goed, is baie geharde beeste, my mortaliteit is bitter laag. Dis die beste wat ek kan doen en dit pas my soos 'n handskoen. Want as ek die dag die bees in die kraal inbring, dan is hy al baie sterk. Hy pas baie maklik aan, veral as ek voor die tyd begin om net so 'n produksielek vir hom te gee en as hy dan inkom, is hy soveel makliker om af te rond. Ek sal dit verseker aanbeveel as jy vat in Suid-Afrika al veel marginale gronde het ons en ek dink daar in daai opsig is daar 'n groot plek vir die boran en as ek dit redeneer uit die abattoir oogpunt uit kom ek sê vir jou, ek het 'n baie goeie mark van karkasse van 240 tot 260, 270. Ek het kliënte wat dit soek, hulle soek nie swaarder nie en ek dink dis waar hierdie boran ook baie tot sy reg kom. Dit help my baie om hierdie ouens ook dan te kan voorsien. Want die ander voerkrale wat ek betrek is gewoonlik swaar karkasse. Die ander ding is ook die koste-effek daaraan verbonde. Die backgrounding natuurlik, ek dink vandag kan jy nie meer voer sonder om backgrounding te doen nie. Ek sal dit verseker aanbeveel. Om daai kalf te speen en te gaan voer gaan verseker nie werk nie. Die boran is tog bekend vir 'n maklike vetneerleg. Ek meen, ja, kyk jou voordeel van die boran is ook ja, hy's 'n vroegryp tipe bees en hy gaan verseker vroeër afrond as die ander. Ek dink as mens dink in terme van diervoerkostes in die toekoms, ek kan nie sien dat mieliesomme gaan goedkoper word nie. Dink ek daar gaan verseker 'n groot voordeel vir jou daarin wees. So as ek jou antwoord moet opsom, boran kalvers, background hulle, slag hulle. Ja, verseker. Van die plaas af. En dit is my plan ook wat ek gaan doen is ek wil meer kalvers inkoop en backgrounding doen spesifiek op die boranne, ja. Jy is nou in die slagdeel. Ja. Wat maak jy met jou skoffe want baie daar's 'n persepsie jy weet die skoffe is 'n probleem vir die slag. Snaaks genoeg het ek nog nie eintlik daai probleem so gehad nie. Ek kan nogal vir jou wel noem, ek het bulle gehad wat ek geslag het, vet bulle, boranbulle, waar hulle verseker as gevolg van daai skof tot 3% swaarder uitgeslag het. En teenoor ander rasse. En dit was nogal ja, jy weet veral as ons 'n bietjie daai vleis ontbeen en goed, dan is dit nogal tot 'n groot voordeel vir jou. Maar dit skof gaan tog in die wors en die maalvleis in. Ja, skof en maalvleis en wors. Dink jy daar's 'n mark vir net die skof alleen? Ek glo so, seker 'n nismark, maar nou nie in my wêreld nie, maar ek dink as jy meer na jou stede en die plekke toe gaan, kan ek verseker dink jy 'n nismark daardeur. En dan het ek 'n interessante verskynsel ook gehad. My kalvers wat eers in die seisoen aangekom het. Jy weet, jy kry mos daai wat nou partykeer nou baie heel wat vroeër gekalf het. En van my kalvers het AB grade uitgeslag en ten spyte van die feit dat ek vir hulle 80 sent per kilogram minder gekry het as die A graad prys, het ek nog meer as R2000 gegenereer ekstra op daai kalf. Ja, so daai klein penalisasie op 'n graad verskil het eintlik beter uitbetaal. Ja. Maar ek dink verseker in terme van die toekoms, die AB grade, ek verwag dit gaan meer in aanvraag wees. Dink jy ons gaan in daai bracket? Ek dink so, ek dink verseker so en jy weet as hy R1 'n kilogram goedkoper is as jou A graad en nou soos ek nou net vir jou gesê het ek nog R2000 meer gegenereer. En ek dink die mense begin ook besef maar jou AB graad. Inteendeel as ek die keuse het tussen 'n A graad en AB graad by my om te slag, vat ek verseker die AB graad. En jy kom daar sonder snaaksigheid, snaakse hormone. Ja, ek probeer dit tot die minimum beperk. Ek glo verseker, dink vleiskwaliteit gewys. Verseker, ek is eerlik met jou, as ek myself slag vleis, vat ek dit wat nie met hormone behandel mee is nie. Kyk uit vir die volgende episode waar ons 'n draai gaan maak by Frik Oosthuizen en Rian Silje in die Badplaas omgewing. Hulle boer daar met borane op ongelooflike moeilike terrein.